Hi julle, welkom hier by 'n nuwe video van Van Ventures SA. Ons is vandag hier by Terreintimer. Hulle het vir ons 'n paar nuwe parte op ons Land Cruiser bygevoeg. Ons is hier vandag om vir julle bietjie meer te verduidelik oor wat hulle bygesit het en hoe die nuwe produkte werk en wat Terreintimer alles doen. Hulle het vir ons nuwe diskbrieke opgesit op die Land Cruiser wat vented en slotted is. Hulle het vir ons die nuwe fortified pads opgesit. Asook heavy duty bearings en dan het hulle vir ons 'n baie oulike dingetjie ook op die bakkie bygevoeg. En dit is hierdie knuckle rubbers wat hulle het vir die ouens wat so deur die modder ry en deur die water ry en al daai dinge om 'n bietjie meer sekuriteit by te voeg op jou knuckles vir die ouens met die solid front axles. Hierso is vir julle 'n dingetjie. En dan gaan ons ook vir Marines vra om vir ons 'n bietjie meer te verduidelik oor die Terreintimer suspensies wat hulle als op die mark het. Ek dink dis regtig 'n bittergoeie produk op die mark en sal graag wil hê die ouens van Suid-Afrika en Namibië, Afrika moet 'n bietjie meer weet van Terreintimer. Right julle, ek is hier saam met Marines van Terreintimer. Marines, dankie vir alles wat julle bygevoeg het op ons voertuig. Ek dink dit gaan regtig bitter nice werk. Die toere en die 4x4 en al die avonture wat ons doen. Ja. Jy kan nie 'n bietjie meer vir hulle verduidelik oor wat julle bied, wat Terreintimer bied vir almal daar buite nie. Nou, so Terreintimer is basies in jou aftermarket, parte as ek nou so kan sê. So ons doen meeste van jou Japaneese voertuie wat ons wielbearings en radkasparte en aste en brieke en suspensies en al die tipe goeders en so aan doen. Ons spesialiseer ook in upgraded parte as mens nou so kan sê. Ja. Parte wat ons kyk dat ons dit beter as die oorspronklike vervaardiger kan maak. As jy nou kyk na ons hoëdiens seals en ons bearings wat ons dan nou kan bied, die brieke, die knuckle boots wat ons vir jou opgesit het, al daai tipe goeders en so aan. So ons verskaf meer van jou meganiese parte of hard parts wat hulle dit noem. Ja, so julle doen niks. Hoe kan ek sê? Ons doen die bumpers en bullbars en winches yes. en sulke tipe goeders. Yes, Ons is meer in jou meganiese parte, jou onderhoud van jou voertuig as wat is om goeders aan te sit, om dit nou te laat mooi lyk of so. So die brieke soos jy genoem het, dit is wat ons noem drilled and slotted. So dit help om die gasse wat tussen jou briefskoene en jou disk basies om van die gasse te ontslae te raak. So amper soos wat jy aquaplaning kry met jou tyres,
weet met jou brieke gebeur dit baie keer, veral as jy hard breek, dat daar gas tussen jou brakepads en jou disk weet kom, Ja. en die gate raak basies van daai gas ontsla, en dan jou slots is om 'n hoër wrywingskoëffisiënt tussen jou pads en jou disks te kry basies. Okay. Ja, dit is bitter oulik. Ja, so dit maak 'n groot verskil. Ons het dit basies saam met die myne in Australië het ons dit ontwikkel, juis om jou disk ook langer te laat hou, jou brieke langer te laat hou. En dit help seker vir die fillers ook en so tussen jou brieke. Al daai goed. So dit is basies off-road tegnologie wat ons hier gebruik. Dit is nie raceskar tegnologie soos wat ander ouens gebruik in hulle hoop met high performance disks. Dit is off-road tegnologie wat ons gebruik om seker te maak dat stof, water, modder, daai tipe goeders weet dat mens ontslaa raak van daai goed wat op jou brieke op die einde vaspak. Sê vir my, jy het vir ons bietjie meer verduidelik nou oor die brake pads wat jy bysit. Ja, so nuutste op die mark is ons fortified pads. So ons het 3 jaar gevat om hierdie pads te ontwikkel wat ons weet briektoetse allerlei goeders gedoen het. So jy kan nou sien weet hy kom nou met 'n Dit is bitter mooi verpak. Ja, as weet en alles is nou volgens jou Europese standaarde en so. So weet hy het hierdie rooi dis nou so dit. As mens nou hierdie rooi kan sien daarso. Dit is om jou te help briek as jy nou net die brieke ingesit het. So daai bedding in proses. So ek hoef nie nou die bak dit op te sit en gou vinnig loop ry die briek moet net warm raak en ja, so dit help nog wat hulle noem green fade. So weet aan die begin as jy jou brieke nou net op ingesit het te goed, daai eerste 100 km of so om dit in te bed, seker te maak dat jy dan ook goed kan stop. So dit is wat daai dis oulik. Doen. En dan in Europa van 2024 af mag jy glad nie meer koper in jou brakepads gebruik nie. So hierdie is klaar op daai standaard, heeltemal weet kyk na die omgewing en so aan al daai swart poeier wat mens kry gewoonlik. Weet die ouens in Europa begin kla oor daai poeiere goeters. So hierdie is ook baie minder weet swart weet wat afgee. Weet minder weet wat jou brieke vuil begin lyk en so aan. So weet baie goeie pads en soos ek sê ons het dit is juis ontwikkel vir as jy weet 'n swaarder voertuig het, weet as jy 'n voertuig het wat swaar gelaai is of goeders om seker te maak elke keer as jy die briekpedal trap dat die brieke daar so is. Hy fade baie later as wat jou standaard brieke sal fade. Het regtig ontwikkel vir elke keer as jy trap dat jou brieke daar so is. Weet so baie weet tyd en geld spandeer om hierdie te ontwikkel. Ja, dit is baie oulik. En Marinus, die seals, vir ons wat so 4x4 en water ry en modder en ons het nou gesien hoe lyk die goed wat daar afkom. Ja. Julle sê hierdie heavy duty bearings van julle is regtig hy kan alles hanteer. Ja. So die seals, jy sal sien dis 'n seal wat op homself roteer, weet so hy mag glad nie meer weet staat op die seelvlak tussen jou as of jou spindel en die seal nie. Weet hy seal op homself. Hy druk basies oor jou spindel of oor jou as en hy druk in die hub in en hy roteer op homself. So waar jy gewoonlik 2 seelvlakke sou gehad het, dit hierdie in 4 seelvlakke. So hy moet letterlik die water moet verby 4 vlakke kom voordat dit by jou bearings uitkom. Ja. Weet wat en omdat hy op homself roteer is dit ook die geval dat hy die metaal weg weet weer as mens so weggeet op die einde. So weet dit groot verskil of as jy al klaar 'n merkie op jou as het of op die spindel het, dan kan jy hierdie gebruik. En weet soos ek sê, hy druk basies oor daai merkie. Hy maak seker dat die water nie daardeur weet kom nie en dan op die ou ende dat jy dan nou op die ou ende seal, weet so. Dis baie nice. En dan ons heavy duty bearings. Dit word spesiaal vir ons vervaardig deur die bearingvervaardiger om sterker te wees as jou standaard bearing. So die ouens wat vir Toyota hulle bearings maak ons bearings ook vir ons en hulle het 'n spesiale staal post treatment wat hulle op die bearing sit om dit harder te maak as 'n standaard bearing. So onder normale omstandighede hou die bearings tussen 2 en 3 keer langer as wat 'n standaard wielbearing het. Maar as hy gekontamineer is, sê maar jy kry nou water of jy kry grond in goeters, dan hou hy 10 keer langer as wat 'n standaard bearing sou hou voordat hy dan op die einde breek omdat hy
die oppervlakhardheid Yes. beter is as wat jou standaard Okay, bearing dis is. baie oulik. So daai keer wat jou bearing nou sou sies omdat daar 'n bietjie water of grond of wat ook al ingekom het, sal hy dit 10 keer langer. Jy sal nog steeds moet vervang, weet as daar so iets gebeur, maar hy sou op die einde by die huis kry. Hy gaan jou by die huis kry. Hy gaan jou by die huis kry. Dis die ding Yes. waar 'n ander bearing al klaar sou weet gesies het en weet Ja. gelok het te goeder so. Marine is 'n baie belangrike ding wat ek dink ons moet uitkry daar buite is julle suspensie. Wat regtig bitter nice is. Ja. Ek het seker nou al 8 maande terreintimer suspensie in my bakkie met die parabolic springs en ek is bitter gelukkig met die rygerief wat dit vir ons bied en yes, ek kan nie ek het regtig nie eintlik woorde nie soos wat ek al vir julle hoeveel keer gesê het. Ek probeer 'n woord kry om dit te beskryf oor hoe die bakkie ry en daar is nie net oor hoe lekker die rygerief is van hom. Ja. Nee, die paraboliese veer is baie nader aan 'n coil spring as wat hy eintlik in 'n bladveer is. Ja. Die manier wat hy ry. Weet so baie sagter, hy haal al hierdie klein bumps so goed en al die terugvoer wat jy eintlik van die pad af sou kry, haal hy eintlik uit. Omdat hy nie hierdie wrywing tussen die bladvere het en so nie. So weet hy begin baie vinniger te beweeg, is baie ligter as 'n normale veer. Ek weet op jou swaardiensvere weet wat sê maar 700 kg kan vat, soos wat ons swaardiens bladvere weet ons parabolies kan vat. Weet gewone bladvere omtrent 65 kg maar ons in 42 kg. Ja. So daai 20 kg is wat jy minder hoef op en af te skit en rond te beweeg. So dit maak dit klaar 'n baie sagter, minder impak op jou suspensie en op jou voertuig wat deur die chassis nie na jou toe deurgegee word. Dis so 'n baie gemakliker rit wat jy kry. Ons skokbrekers is als weet wat ons noem groter volume skokbrekers met 20 mm as, 40 mm binne tube, 65 mm buite tube. Dis nou die expanded bodies. Dit is nou die expanded bodies, ja. So groter volume. Die olie wat ons gebruik is spesiale olie wat ons vir ons laat ontwikkel het wat hoër temperatuur kan vat. Ons het 'n seël wat ons hierso 'n wiper seël hierbo wat ons gebruik. Wat spesiaal vir ons in Japan gemaak word om seker te maak dat al die stof en al die goeders van die shaft afgevee word voordat hy verby jou hoofseël moet beweeg. Want as daai seël beskadig raak dan is dit moeilikheid weet en goeders en mens kan jy weet self hoeveel stof en modder en water en allerlei goeders. Alhoewel hy die beskerming op het, is daar tog goed wat onder inkom en jy seker te maak dat daai wiper seël al daai goeders afvee voordat hy deur jou hoofseël gaan. Yes. Okay. Nee, hoorie Marinus, ek wil eerlikwaar vir jou sê 'n great produk wat julle het. Ja, dankie. Ek hoop regtig waar die ouens vat dit 'n bietjie huis toe en gaan dink bietjie daaroor voordat julle 'n ander part te kry, voordat julle gaan vir die eerste beste part wat julle dink bietjie oor die terreintimer produk. En ons gaan nog bitter baie video's met julle deel. So ja, geniet dit. Dankie. Right julle, dit was Marinus van Terreintimer. Ja, ek wil net baie dankie sê vir Terreintimer en al hulle ondersteuning. Dankie vir julle almal daar buite. Druk die subscribe knoppie, like die video en druk daai klokkietjie daarso. En ek sien uit om die volgende video's met julle te deel. Geniet hom. Goodbye.